Want my Maar probleem daar moet samewerking My wees. probleem lê by hierdie Ja. woord mandaat. Jy Ja. weet, almal gebruik mandaat as 'n verskoning. En in Ja. se mandaat sê ons veiligheid. Maar Ja. terselfdertyd is my uitskot op privaat grond is nie hulle mandaat nie. Ek kan iets net sê daarop. Ek kan sê ek het byvoorbeeld die inspektoraat van die departement van omgewingsake genader om te help met die radiologiese kontaminasie en die beweerde gesondheidsimpakte en veral die infraksies op myngebiede deur bestaande myne. En die inspektoraat het gesê hulle kan nie betrokke raak nie tensy hulle uitgenooi word deur 'n bepaalde departement om betrokke te raak. So daar is ook sekere administratiewe protokol of prosesse wat gevolg word en ek dink dit ook veroorsaak dat daar 'n versuim is om noodsaaklike gesondheidsimpakstudies te doen. Laaste vraag. Die NNR wil nie vir my sê wat reise is dit nie. Radon is kleurloos, reukloos, smaakloos. Jy weet nie van hom nie. Maar Boyce Mkhize sê ons moet na ons eie veiligheid begin omsien. So, toe's my vraag aan Orion Phillips, nou hoe op aarde moet ek nou weet? Is my huis radioaktief? Is my kinders in gevaar van die radon as julle nie vir my wil sê nie? Toe sê Orion Phillips vir my, bel ons as jy wonder, dan stuur ons vir jou 'n inspekteur om te kom kyk. Wat is die kans dat dit gaan gebeur? Ek wonder maar net aan hand van jou ervaring met die Theodor Schaft gemeenskap, as jy wat 'n aktivis is in 8 jaar of 10 jaar gesukkel het om hulle te kry, wat is my kans as 'n gewone man op straat dat hulle 'n inspekteur na my huis toe gaan stuur? Meeste van die gewone mense weet nie wat is hulle omgewingsregte nie. Hulle weet nie die protokol of die proses nie. Baie mense is totaal onbewus dat die nasionale kernreguleerder bestaan. Hulle is nie bewus dat daar so 'n regeringsorganisasie is nie. En in die verlede het ek baie probleme ondervind en frustrasie. Ek wil net hoes. Ja, vat sommer die ander van voor af, maar gou kan ek vir jou water bring. Nee, is alright. moet ek van voor af begin? Ja, net die antwoord van die laaste vraag. Ja. Vir die algemene mens wat nie bewus is van sy omgewingsregte nie, wat nie bewus is van die protokol, die proses wat gevolg word nie. En baie algemene mense is nie eers bewus van die bestaan van die nasionale kernreguleerder nie. So dis hoogs onwaarskynlik dat hulle die kernreguleerder sal kontak om 'n inspeksie te kom doen of om byvoorbeeld 'n stelling te maak dat hulle huise veilig is. Dit is nie die las van die algemene mens om dit te initieer nie. Dit is die las van die regeringsdepartement wat die mandaat ontvang het om die gemeenskappe te beskerm. So daar moet bewuswording geskep word onder gemeenskappe, bewuswording geskep word dat daar so 'n regeringsorganisasie bestaan en dan moet gemeenskappe, ons moet net onthou, in die geval van hierdie radiologiese kontaminasie is dit langtermyn blootstelling aan lae dosisse radioaktiwiteit. So dit volg heelwat jare. Dit kan nie net 'n bewuswording wees vir miskien 'n week of 2 nie. Dit moet 'n bewuswording wees op jou grassroots vlak van gemeenskappe. En dit moet volgens 'n kulturele aanvaarbare manier gedoen word. As jy byvoorbeeld bewuswording skep onder mense wat in informele nedersettings bly, sal dit verg jy moet van huis tot huis gaan of jy moet die gemeenskapsleiers betrek. Ek wil ook noem dat volgens die wet op omgewingsbestuur is die precautionary principle 'n uiters belangrike intrinsieke beginsel van omgewingsbestuur. So om te sê dat ons sien niemand dood neerval nie, wat die antwoord is wat ek gekry het van die nasionale kernreguleerder, is natuurlik heeltemal irrasioneel. Ons moet voorsiening maak vir moontlike impakte en veral vir impakte op mense wie se gesondheid alreeds gekompromiteer is, soos byvoorbeeld met vigs of kroniese en akute wanvoeding, en dis veral die arm gemeenskappe of agtergeblewendes.